Kom ons buig ons hoofde saam. Dankie Here dat ons in hierdie oomblik tot U kan nader. Here, ons wil bid vir die persone wat hierdie week ook ingaan hospitaal toe. Ons bid Here dat U vir hulle ongelooflike vrede sal gee. Ons bid ook vir die dokters met die operasies wat sal plaasvind, die vir hulle wysheid en insig sal gee. Here, ons verklaar ons absolute afhanklikheid van U. U wat elke dag van ons lewens bepaal het, nog voor enigeen van hulle daar was. Ons is rustig, Here, om te kan weet, die dag wat U bepaal het in die almag, voor die grondlegging van die aarde, om ons te neem en by U te bring, sal die presiese dag, presiese uur, presiese minuut, presiese sekond wees, wat U bepaal. Wat 'n voorreg om U te kan ken en 'n verhouding met U te kan wees. En vanmôre as ons Jakobus sal deurwerk, Jakobus 2, hierdie klompie verse, is die gebed van ons harte dat U met ons sal praat. En ja, Here, ons weet, U sal ook, want ons het al die beloftes in die woord, dat U sal spreek, en dat die woorde nie sal leeg terugkeer. Dat U ons oproep en sê, U moet U spreek en ons moet luister, en dat ons sal luister. Dat ons sal agslaan op die woorde. Spreek nou, Here, want die slawe luister en is in afwagting. Amen. Jakobus 2. My broers, julle geloof in ons Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, moet so wees dat julle nie iemand na die uiterlike beoordeel nie. As daar 'n man met goue ringe en pragtige klere by julle samekoms aankom, en daar kom ook 'n arm man met vuil klere aan, en julle kyk na die een met die pragtige klere en sê, sit u hier op 'n goeie plek. En vir die arme man sê julle, staan jy daar of sit jy hier onder my voetbank? Het julle dan nie onder mekaar onderskeid gemaak en regters met slegte oorwegings geword nie? Net tot sover. Ongelooflike mooi gedeelte. Dit is baie belangrik, ons het gekyk laasweek dat Jakobus skrywe vir wie? Vir wie skrywe? Hy skrywe vir die Jode. Die Jode wat gevlug het uit Jerusalem uit. Hulle vind in plekke reg oor daai streek, die diaspora, oral waar hulle gevlug het. En hy skrywe vir hulle. En hy wil vir hulle herinner aan dit wat die wet sê. Dit wat die volmaakte wet, wat ons laasweek na gekyk het, wat dit sê en hoe belangrik dit is dat die gelowiges hulle lewens moet inrig volgens dit. So hartseer dat in hierdie wêreld waarin ons lewe, dat die kenmerk van die wêreld is dat hulle onderskeid tref tussen mense en hoe hulle lyk. Spreuke 14 stel dit so mooi, Spreuke 14 vers 20. Selfs deur sy medemens word 'n arme gehaat. Selfs deur sy medemens word 'n arme gehaat, maar die vriende van 'n ryke is baie. It's amazing hoe die Bybel akkuraat is dit nie? Jy sal by jouself gedink het, "Joe, is dit vandag nog so?" Ek meen, dit was in Spreuke se tyd so gewees dat die armes gehaat en dat die vriende, die ryke het verskriklike baie vriende gehad. Dan roep die Bybel op, en vir my interessant oor hierdie gedeelte is, dat hy vir hulle gaan vertel wat die beginsel van die Ou Testament is. Hierdie mense ken die skrif. Elke Sondag is al gepreek word wat gepreek? Word die skrif gepreek. Wat was die skrif? Die Ou Testament. Goed, op daai stadium was die Nuwe Testament, die skrywers wat besig om te skrywe, maar dit wat elke Sondag gehoor is, was die skrif. Die Ou Testament.
Die Tanakh. Okay, al die boeke van die Ou Testament wat bymekaar gekom het, dit was dit wat hulle gehoor het elke Sondag. Nou die interessante is, as jy Jakobus na hom luister, dan hoor jy hoe hy die Ou Testamentiese gedeelte aanhaal en jy as Jood wat daarna luister weet, okay, hy is besig met hierdie gedeelte. Dit is interessant. Dit wat hy noem in hierdie gedeelte. Levitikus 19 vers 15 sê die volgende. En die rede hoekom ek sê, hy is besig met Levitikus 15, is dat hy net nou gaan kom by die hele ding is, dat die naaste, en dis Levitikus 19 vers 18. So hy kyk na 19 vers 15, is hy besig nou mee, en dan gaan hy oorbeweeg na 19 vers 18. Luister wat sê vers 15. Julle mag nie onreg pleeg in die regspraak nie. Nou wat sê hy nou net vir hulle? Wat sê hy vir hulle in hierdie gedeelte? Hy sê vir hulle, julle is regters wat verkeerd spreek. So hy bring hulle heeltemal in die gedagte van, hoorie so, onthou julle wat sê die wet? Onthou julle wat sê Levitikus? Hieronder kom hy en hy sê, julle moet julle naaste lief hê, maar nie tussen hy sê, julle kan nie as regters verkeerdelik oordeel nie. Hy roep die mense sê, julle is regters wat verkeerdelik oordeel. Luister na die gedeelte weer. Julle mag nie onreg pleeg in die regspraak nie. Jy mag nie partydig wees en die armes of voorkeur gee aan die belangrikes nie. Oordeel jou volksgenote regverdig. Het is interessant genoeg dat die Bybel vir ons verder ook gaan. As hy dink oor die hele gedagte van wat beteken dit om regverdig te wees in die manier hoe ons oordeel. Kom ons kyk gou saam. Eksodus 23. Eksodus 23. Eksodus 23, vers 1. Jy mag nie 'n valse gerugte versprei nie. Onthou jy wat het om hiermee afgesluit laasweek hoofstuk 1? Ons is nou nog steeds, ons is in hierdie gedeelte, kan jy sien hoe trek hy die hele tyd? Hy is besig om Ou Testamentiese gedeeltes in te trek in dit wat hy oor praat. Jy mag nie 'n valse gerugte versprei nie, moenie saamspan met skuldige deur 'n kwaadwillige getuie te wees nie. Vers 2. Jy mag nie die meerderheid volg in 'n verkeerde dade nie. Jy mag nie in 'n saak getuig en die reg verdraai deur jou by die meerderheid te skaar nie. Okay? 'n Arm persoon mag jy nie in sy regspraak bevoordeel nie. Dis belangrik. Goed, ons gaan praat oor hoe belangrik dit is om nie oordeel te vel tussen twee persone nie. Maar die Bybel is ook duidelik, jy mag nie aan die plek kant van die arme gaan staan net omdat hy arm is nie. Okay, want vandag in die tyd waar ons lewe, is dieselfde tipe ongeregtigheid besig om na die verkeerde kant toe ook te beweeg. Daar's half hierdie gedagte van, omdat 'n persoon arm is, daarom kan hy kom bevoordeel, of aan sy kant staan van die gereg. Nee, sê die Bybel, nee, jy mag dit nie doen nie. Jy mag aan geen kant gaan staan nie, behalwe aan die kant van die waarheid. Vers 6. Jy mag die reg van die behoeftiges by jou nie verdraai in hulle regsaake nie. Daarom sê vers 4 van Jakobus 2, sê vir hulle, hoorie so mense, wat se tipe mense is julle? Vers 4 van Jakobus 2, het julle dan nie onder mekaar onderskeid gemaak en regters met slegte oorweging geword nie? Julle is regters met 'n slegte oorweging. Julle oordeel tussen mense op grond van hoe hulle voorkom. In Deuteronomium 1 praat God met die regters van sy tyd, vers 16, en hy sê, ek het in daardie tyd julle regters opdrag gegee en gesê, luister na albei partye en gee regverdige uitspraak tussen volksgenote en ook tussen 'n volksgenoot en 'n vreemdeling by hom. So selfs die vreemdelinge wat in die stad gekom het, moes dieselfde regsgoeders ervaar het.
Net soos wat die persoon wat 'n burger van die land is. Die vreemdeling moet dieselfde regte hê. Moenie partydig wees in 'n regsaak. Vers 17, moenie partydig wees in 'n regsaak nie. Luister na die onbelangrike persoon soos jy na die belangrike persoon sou luister. Die Bybel is baie prakties. Luister na hulle. Luister na die belangrike persoon. Jy sal graag na die belangrike persoon wil luister, is dit nie? Maar jy luister ook na die onbelangrike persoon. Albei moet daar geluister word. Moet julle nie deur 'n mens laat afdreig nie, want die regspraak is 'n saak van God. Wonder as regters vandag en prokureurs hierdie beginsel het. En 'n besef, waar kom regspraak vandaan? Waar kom reg en geregtigheid vandaan? Dit kom van God af. Beteken as God die een is wat vir jou die opdrag gee as regter, as landdros, as advokaat, as prokureur en hy sê, ek wil hê jy moet reg laat geskied, dan beteken dit, as ek my mond oop maak, dan moet dit die waarheid wees. En die beslissings wat ek vel, moet op die ou einde wees beslissings wat ek kan sê, hier het vandag geregtigheid geskied. Moet vir jou sê, daar baie min howe wat dit vandag. Baie min. Die meerderheid gaan oor wie die persoon is, hoeveel die persoon betaal. Dit is my ongelooflik dat in die wêreld waar vandag waar ons lewe, in die westerse wêreld, waar ons sê, ons het belangrik elke persoon se demokratiese reg. En elke persoon het dieselfde regte totdat jy in die hof inkom. Dan die persoon wat ryker as jy is, het baie meer regte. En ewe skielik word die arm persoon uitgebuit. Ewe skielik is die arm persoon altyd in die moeilikheid. Want die regte van die ryke is altyd meer as die van die arm persoon. Jy kan sien hoe die reg die ryke verteenwoordig en hoe die reg die arme te verteenwoordig. Die oomblik as die regte van die ryk persoon is, as hy instap in die hof en stap daar 3, 4 persone saam met hom. 5, 6, 7, 8, 9. Ek hoor vandag iemand het 11 prokureurs, nou wonder ek wat doen baie van hulle en wat doen die ander. En almal van hulle is daar. Hoekom? Hierdie persoon kan dit bekostig. En hulle is reg. En dan aan die ander kant sit die persoon wat arm is. Gelukkig het die staat van iemand gekry. En daai persoon sit met so 'n klomp boeke voor hom. Hy kan nie deur alles werk nie. Hy kom maar as hy voel, "Oké, wat is jou naam? En wat het jy gedoen?" "Oké, ons sal jou help." Reg en geregtigheid. Maar die Bybel sê in die kerk van die Here Jesus moet dit anders wees. Die kerk van die Here Jesus, dan moet jy nie kyk vir hoe lyk die persoon nie. Die interessante is van hierdie woord vir die aanneming van persone. Die Grieks daar is ongelooflik, want dit wys vir jou 2 Griekse woorde wat daar staan. Die een het te maak met gesig en die ander het te maak met ontvang. So wat die Grieks eintlik vir jou sê is, en die interessante van hierdie woord is, dit kom nêrens buitekant die Bybel voor nie. Dis 'n woord wat deur die Christene geskep is. Want in die wêreld daar buitekant in Rome was diskriminasie. Dit was deel van die dag gewees. Niemand het gedink jy mag nie diskrimineer nie. En mense hier is, hoe ryker jy is, hoe meer voordele. So die kerk van die Here Jesus, as hulle praat oor diskriminasie, as hulle praat oor, hoor jy mag nie mense verkeerdelik beoordeel nie, toe skep hulle 'n woord. En die woord is te maak met gesig en ontvang. Dit beteken, hoe moet jy die persoon se gesig ontvang? Beteken jy kyk nie na die persoon se uiterlike nie. Dis 'n mooi woord. Moet nooit kyk na die persoon se uiterlike en daardeur beoordeel jy die persoon nie. Hoe tragies dat baie keer in die kerke, lyk die kerke baie keer soos die wêreld. Die kerk lyk ook soos die wêreld en die mense beoordeel mekaar ook op grond van die uiterlike. Ek het baie keer al in my lewe van kleintyd af sien ek hoe mense nooi om te kom vertel wat die Here in hulle lewens doen. En dan is dit gewoonlik 'n sportheld of een of ander belangrike persoon. Wie wat het ek nooit gesien? Ek het nooit daai arm persoon gesien onder in die straat wat lief is vir die Here. Dat hulle hom nooi en sê, hoorie, vertel wat die Here in jou lewe doen. Dis asof as jy arm is, dat dit wat die Here in jou lewe doen is nie so belangrik. Maar hoe belangriker jy is, hoe ryker jy is, ewe skielik wil almal hoor, wat gaan aan in jou lewe? Wat het jy in jou lewe al bereik? Vertel vir ons 'n bietjie. Want wie wat, ons almal wil graag wees soos
soos jy. Kom ons kyk hoe God na mense kyk. Dit is baie belangrik om vir mekaar te sê, want ons gaan nou kyk oor die glorie van God. Die kind van die Here word bepaal deur die glorie van God. Wat sien God as hy mense gemaak het? Nou die eerste wat belangrik is, God het beide gemaak. 1 Samuel 2, en die oomblik as ek 1 Samuel 2, wil ek hê jy moet dit lees saam met my. Want ons ken hierdie gedeelte baie keer baie swak. 1 Samuel 2 vers 7. Kyk saam met my na hierdie gedeelte. In Samuel 2 vers 7. In Samuel 2 is Hanna se gebed. Hanna het 'n kind gekry, Samuel, en sy loof en sy prys die Here vir hierdie kind wat vir haar gegee is. Sy verstaan dat elke liewe kind wat gebore word is van God af. God is die een wat beskik daaroor. Luister wat sê sy in 1 Samuel 2 vers 7. Die Here maak arm en hy maak ryk. Hy verneder ook verhoog hy. So kom ons sê gou vir mekaar. As jy iemand is, en ek weet meerderheid van die wat hier sit, dink jy's arm. Weet nie hoe dit werk nie. 'n Persoon kan miljoene hê. En dan sê jy vir hom, hoorie so, jy's nogal ryk. Ja, ek is nie eintlik so ryk. En ek myself, ek beskou myself as ryk. En jy beskou jouself as ryk. Ek meen ek eet steak. Ek is baie ryk. Ouens, ek is ryk. Die hoeveelheid wat ek eet, nee. En as jy dink by jouself in die terme van hoe mense vroeër jare geleef het. As jy dink in terme van die 17de eeu, daar in Portugal. Ek het dit al vir julle gesê, in die 17de eeu in Portugal het die gemiddelde middelklas persoon dieselfde hoeveelheid kilojoules ingeneem as vandag se armste mense in Afrika. Ok, nou moet jy dink aan my. Ek neem baie meer as dit. So as ek na hierdie gedeelte kyk, en jy sê maar Johan, waaronder klassifiseer jy jouself, is ek sê ryk. Ok, maar dis jou probleem waar jy jouself klassifiseer. Is interessant daar, die Here maak arm, en hy maak ryk. Wie het my ryk gemaak? Die Here. Wie het jou arm gemaak? Die Here. So, dis nie my nie interessant is om te weet, dat die Here maak iemand, en dis my nie ongelooflike. Jy kom in die wêreld in, ek het al gesien, skatryk mense het klein babetjies. Dan kom hulle uit, dan het hulle die pragtigste hangertjies aan, en pragtigste kleertjies aan, as hulle daar hulle verskyning maak. Het iemand van julle dit al gesien? Nog nooit nie. As hy babietjie in die wêreld inkom, en hy arriveer, hoe kom hy in? Kaal. En as hy uitgaan, hoe gaan hy? Kaal. Is nie ongelooflik nie? Die Here sê, dis hoe ek jou inbring. En dan besluit die Here, by homself, wie gaan hy ryk maak, en wie gaan hy arm maak? Hy besluit van wat se familie hy jou gaan plaas. En hy besluit, elke liewe ding wat plaasvind in jou lewe, is God se werk. Daarom sê die Here, mag ons nooit roem of ek arm is of ryk is nie, want dis hy wat dit gedoen het. En net dit terloop sê, ek meen as jy besig is om jou geld uit te gee om allerhande gemors en jy raak arm, okay? Dis jou probleem. Okay, ek praat nie hiervan. Praat nie van iemand wat besig is om gemors aan te jaag met sy lewe nie. En ek praat ook nie as ek praat van die ryk persoon dat ons sê hoorie, dis hoe wonderlik die Here is. Die Here het jou ryk gemaak, die Here het jou arm gemaak. Is die persoon wat arm is minder geseënd as die persoon wat ryk gemaak is? Nee, ons gaan nou volgende week 'n bietjie daaroor kyk. Dit gaan baie interessant wees. Maar die wonderlik is, God het dit gedoen. God het dit so gemaak. Job 34 vers 19. Hy wat nie partydig is vir die bevelvoerders nie, wat nie aan die vooraanstaande mense voorkeur gee bo die armes nie, omdat hulle almal die werk van sy hande is. Dink jy die Here kyk na 'n persoon en hy sê, "Joe, dis aan great, jy's ryk." Nee, hy het jou ryk gemaak. Elke liewe ding in jou lewe wat jy het, kom van hom af. Alles. En ek wonder of jy dit vir jouself vanmôre is, of is daar vir jou punt waar jy sê, "Okay, maar ek wil vir jou sê, ek het dan maar hard gewerk." Is daar iemand wat daai stryd beleef in jou hart? Jy sê, ek sê, die Here het ryk gemaak en die Here maak arm, en sê,
Nee, die Here maak ryk en die Here maak arm. Wie wat selfs die manier, jou persoonlikheid en alles wat daarmee saamgaan, het die Here ook gemaak. Elke liewe ding van jou karakter het die Here gemaak. En daarom gaan dit nie vir hom oor die persoon se uiterlike nie. Vers 20 van dieselfde gedeelte sê, binne 'n oomblik sterf hulle in die middel van die nag. Binne 'n oomblik sterf hulle en dan's alles verby. Mense word geskep en hulle gaan heen. God het geen behaag in hoe jy buitekant lyk nie. Hy het dit vir jou gegee. Hy het jou gemaak. God evalueer anders as wat die mens evalueer. En ek wil so 'n paar gedeeltes saam met u lees oor hoe God evalueer. Deuteronomium 10 vers 17. Die Here is immers julle God. Hy is die God van die gode en die Here van die Here, die groot, die magtige, die ontzagwekkende God, wat onpartydig is en geen omkoopgeskenk aanvaar nie, wat vaderloos is en weduwee se regte handhaaf, en aan die vreemdelinge liefde betoon, deur aan hulle kos en klere te gee. It's amazing nie, dat God absoluut in beheer is van alles wat op aarde plaasvind. Hy sorg. Hy is die een wat sorg. En as hy sorg, sorg hy vir almal. Efesiërs 6 vers 9. En hy praat hier met die eienaars. Hoe moet die eienaars hulle slawe hanteer van die dag? En julle eienaars tree net so op teenoor die slawe en staak julle dreigemente. Omdat julle weet dat julle en hulle Here in die hemel is en dat hy niemand volgens die uiterlike beoordeel. Hy het jou aangestel as baas en hy het hom aangestel as klaas. En hy sê, ek het nodig dat jy baas is en dat jy klaas is. En klaas, jy gaan leer hoe om klaas te wees deur baas en hy gaan met jou wees. En ek gaan vir jou help en ek gaan jou laat groei. En baas, ek het klaas vir jou gegee sodat jy kan groei en jy kan ontwikkel geestelik. Wat is my doel met dit? God moet verheerlik word. En daarom gee hy al die verskillende groepe. Waarom dink jy die Here soveel groepe mense gemaak, soveel kleure mense gemaak? Want hy wil hê jy moet groei. Hy wil hê jy moet groei. As kind van die Here moet jy groei. En hoe meer mense jy ontdek, verskillende bevolkingsgroepe, jy ontdek kinders van die Here in alle bevolkingsgroepe, hoe meer kom jy agter, gee whiz, is die Here se absolute kreatiwiteit nie ongelooflik nie. Die ongelooflike is, die Bybel sê vir ons, die armes is altyd die meerderheid. God het dit altyd so bepaal, dat die armes die meerderheid sal wees. En selfs in die kerk, waarvoor Jakobus skrywe, die Jode wat oral versprei is, hierdie Jode het swaar gekry, hierdie Jode het gevlug, hierdie Jode het alles verloor. Hy skryf aan hulle, en hulle sit in 'n situasie wat 'n meerderheid van hulle het niks meer gehad nie. Hulle is afhanklik van die Here. En hy wil vir hulle sê, ek is in beheer van alles, maar in die manier hoe julle mekaar hanteer, moet altyd wees, nie in hoe die ander ene lyk nie. Miskien sê vir my Johan, okay, maar daar's 'n probleem. Daar staan in die Bybel, in 1 Korintiërs 1, staan daar die volgende, 26 en 27. Want let op julle roeping, broeders. Julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtig is nie, nie baie edel is nie, maar wat dwaas is by die wêreld het God uitverkies om die wyse te beskaam, en wat swak is by die wêreld het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. En dan sê mense maar, okay, wat beteken dit van die uitverkiesing? Want baie mense sê ons by die uitverkiesing, ons het daaroor al gepraat, dat God het in die tonnel van tyd afgekyk, en hy daar gesien wie jy gaan wees, en wat jy gaan word, en hy het gesê, okay, so daaroor kies ek jou nou daar. Is dit wat hierdie gedeelte sê? Nee, is nie wat hierdie gedeelte sê nie. Om die waarheid te sê, as dit die manier is hoe jy dink oor hierdie goed is, waar op grond van wat het die Here dan geoordeel? Jou uiterlik. Dit wat jy sal vermag. Terwyl die Bybel sê nie 'n uitverkiesing het te maak met God wat sy liefde uitstort oor 'n groep mense, nie op grond van wie hulle is nie, maar op grond van wie hy is.
Nou hoe werk dit met hierdie roeping? Dit beteken, hy roep jou en daai persoon wat hy uitverkies het, plaas hy binnekant 'n sekere omstandighede. En hy sê, wie wat my naam wil ek hier moet geëer word. So ek gaan baie van my kinders gaan ek in omstandighede plaas wat hulle bitterlik arm is. Sodat mense kan sien, ek is God. Ek is God. Wat nie bemoeienis maak met hoe ryk jy is nie. Ek gaan baie van hulle wat ek gaan kies, gaan nie die slimste wees en die meeste doktorale grade en goeders wees nie. Want ek wil hê mense moet weet, dat die dwaasheid van hierdie wêreld is wysheid by God. So, kies hy mense voor die grondlegging van die aarde, nie op grond van wie hulle is nie, maar op grond van wie hy is. Ja, en dan soos hulle inkom in die wêreld, plaas hy hulle in sekere plekke om te sê, my naam moet verheerlik word in hierdie persone se lewens, want hulle sal vir my lewe, hulle is my uitverkorenes. Nie mooi nie. Dit is amazing hoe God werk. En daarom, kinders van die Here, mag ons nooit roem nie in onsself nie. Maar hy gaan verder. Hy sê, waarna moet julle kyk? Julle moenie mekaar oordeel op grond van die uiterlike nie, maar waaroor gaan dit? Kyk na daai gedeelte weer eens in Jakobus. Kom ons blaai weer terug na Jakobus 2. Luister na die eerste vers. My broers, julle geloof in ons Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid. Die Here van die heerlikheid. Dit beteken sy glorie. Die Here se glorie. Nou in die Ou Testament, wat het die Joodse volk besing? Wat het die Joodse volk moes hulle groot maak? God se glorie. Hier kom in die Nuwe Testament vir hierdie Jode sê hy, wie wat? Ek wil hê julle moet onthou, waaroor gaan dit? Christus se glorie. So eerstens, wat hoor hierdie mense? Christus is God. Maar dit wat die kerk van die Here Jesus Christus moet groot maak, is sy glorie. Verstaan jy die glorie van God? Dit is my mooiste gedeelte in Openbaring, as ek saam met Johannes instap daar in die hemelpoorte. En Johannes op 'n stadium is daar 'n engel in Openbaring. En toe die engel dan nou verskyn, wat wil ou Johannes doen? Hy wil net neerval en hom maar bid. 'n Engel se heerlikheid is van so 'n aard dat Johannes in die toestand waarin hy is sê, hoor hierso, hier moet eer bewys word. Hoe groot is die heerlikheid van God? As die heerlikheid van engele maak dat die mense dood wil neerval, om aanbid. Hoe groot is die heerlikheid van God? Jy kan daar gaan lees Openbaring, en hoe meer jy Openbaring lees, hoe meer kom jy agter, dat dit wat Openbaring wil openbaar is die heerlikheid van God. Die een wat in beheer is deur die geskiedenis, van die verlede, die hede en die toekoms. Hy is in beheer van alles. Dis die heerlikheid van God. En dis waarna die kind van die Here altyd kyk. Die heerlikheid van God is dit wat voor die oë is van 'n gelowige. Hoe lyk die mens? Job 25 beskryf die mens op 'n manier wat ek wil hê jy moet asseblief saam met my lees. En jy moet kyk daarna en jy moet vir jouself sê, dit is ek. Okay? So kom ons kyk daarna. Job 25. Job, net voor Psalm. Bildad, een van Job se vriende, is besig om aan die woord hier te wees. Luister wat sê hy, vers 5. Hy begin vers 4, hy sê, hoe kan 'n sterfling dan regverdig wees voor God? Hoe kan iemand uit 'n vrou gebore rein wees? Kyk in sy oë selfs die maan nie helder en sy sterre rein nie. Hoeveel minder nog 'n sterfling, 'n maaier, 'n mensekind, 'n wurm. Okay? Julle het dit laasweek ook gehoor, dis pragtige gedeelte. Ek wil hê jy moet dit hoor. Ek wil hê jy moet dit gereeld hoor. Daarom as jy na jouself kyk, wat is jy? Jy's 'n maaier. Party van die maaiers is mooi aangetrek, party maaiers is nie mooi aangetrek nie, maar jy bly 'n maaier.
Okay? En die oomblik as jy vergeet dat jy 'n maaier is, dan kyk jy na arme wurms en jy dink jy lyk mooier as hulle. Maar eintlik is jy maar 'n maaier. Alright. En die wonderlik is, daar's net regverdigheid deur God, net deur hom. So wie moet verheerlik wees? God moet verheerlik wees. Dat hy my as 'n maaier kon verander het, vernuwe het. Maar is nie op grond van my vlees nie, is op grond van wie hy is. Die oomblik as die mens die glorie kry, is daar 'n probleem. Hoor jy vir my? Die oomblik as die mens die glorie kry, is daar 'n probleem. Die oomblik as ek mense evalueer op grond van hulle uiterlike en ek gee vir hulle prys en erkenning, dan is ek besig om die heerlikheid te gee aan 'n mens en nie aan God wat hom geskep het en alles op hom uitgestort het. Die wêreld vandag wil glorie gee aan mense. Daarom is daar medaljes en trofees en al hierdie goeders. En daar's nie probleem daarmee. Dis great. As die Here jou talente gee, het wonderlik. Moet net nooit dink dit is joune nie. Elke trofee in jou lewe, sit dit voor die Here neer en sê, Here, dis u sin en nie myne nie. Want is God wat dit bepaal het. Dis God wat die eer moet kry. Een van die tragiese goed is, as die kerk begin raak soos die wêreld, en ewe skielik begin ons erkenning te gee aan mense en hulle lewens. Dis my eenkie van die hartseerste goed is, as jy begrafnisse hou, en iemand wil net hê, kom ons gee net eer aan hierdie persoon. Jy al vertel het van my familie, nadat ek begrafnis gehou het, hulle gesê, hulle sal my nooit vra nie, want ek vertel niks oor die persoon. Dus ek, want het gaan nie oor die persoon. Het gaan oor die lewende God wat ek aanbid. Hy moet die eer en die heerlikheid kry. En as jou lewe nie om die eer en die heerlikheid gegee het nie, wil ek vir jou sê, elke tong sal bely en knie sal buig voor hierdie God. As jy dit nie nou doen in jou lewe nie, as jy hom sien, gaan jy dit doen. So doen dit nou. Gee hom die heerlikheid en die eer. Jesaja 42 vers 8. Ek is die Here. Dit is my naam, en my eer sal ek aan geen ander gee nie, of ook my lof aan die gesneede beeld nie gee nie. Ek is die Here, dit is my naam. Die Here beteken Yahweh, dis die woord in die Hebreëus Yahweh. Hy is die een wat sê ek is. Ek is nie die God van die verlede, ek is die God wat is. Ek is elke oomblik daar. Hy sê, dis my naam, en my eer sal ek aan geen ander gee nie. Die kerk van die Here Jesus Christus, die gelowige, mag geen eer aan enigiemand anders te gee as aan God nie. Hoekom gee ek eer? Want daar staan in die Bybel, gee eer aan die koning. Gee eer aan die persoon wat in sy posisie geplaas is. Ek gee eer aan hom, in terme van die posisie waarin hy geplaas het, want God het hom daarin geplaas. So ek eer God. Maar die mens is daar deur God geplaas. Die heerlikheid van God het verskyn. Die ongelooflike van hierdie heerlikheid, wat verskyn oral na die Israeliete, waar hulle gaan, dan verskyn die heerlikheid van God aan hulle. Eksodus 24 vers 16, en die heerlikheid van die Here het op die berg Sinaai gebly, en die wolk het die 6 dae daaroor dek, en op die 7de dag het hy na Moses geroep uit die wolk, en die verskyning van die Here se heerlikheid was in die oë van die kinders van Israel, soos 'n verterende vuur op die top van die berg. Wat sal gebeur as ek lewe in hierdie heerlikheid van God? As die heerlikheid van God alles oor my lewe neem dit beheer van. As die heerlikheid van God vir my die ongelooflikste ding is, en my hele strewe is om eendag by hom te kan wees, en om die lof en die eer te kan gee van nou af en tot in alle ewigheid, vir sy heerlikheid, hoe sal my lewe nie wees nie? Is ons besig om soos kinders van die Here te lewe? Is ons besig om God se heerlikheid hoër te ag as enige iets van die mens? Jakobus maak dit baie prakties.
Want hy is so bekommerd die mense verstaan nie die praktiese implikasies. En dat die boodskap so sal wees dat dit oor jou sal gaan. So ek wil dit net graag prakties maak, sodat dit baie naby. As dit nog nie vir jou prakties was nie, wil ek nog meer prakties maak, soos Jakobus dit gedoen het. Hy sê daar kom 'n ryk man. Die Griekse woord is, hy het goue ringe aan. Van daai tyd het bepaal hoe ryk jy is en hoeveel ringe jy dra. Jy het nie net een gedra nie. O nee, dit was vir die armes. Jy het 'n paar goue ringe gedra. Ek kan hulle sien in die kerk instap. Dis nie net as jy pas verloof geraak het nie. As jy verloof geraak het dan jy wil so graag hê almal moet jou raak sien. Hierdie ouens is ryk. Hy het die goue ringe aan sy vingers en hy stap in die kerk en rustig. En terwyl hy instap, kan jy sien. Imagine, die diaken sê, hier kom geld. Kan jy dink wat hierdie ou se bydrae gaan wees? En die mense se oë fonkel. Hulle is opgewonde. Hulle weet net nie dat die rykstes gewoonlik die minste gee. Maar hierdie ouens is opgewonde oor dit. Kan jy dink waar hulle hom sal graag wil laat sit? Hy moet asseblief tog net op die beste plek sit. Hy moet welkom voel. Hy moet goed voel. Het is ongelooflik dat ons lees in die Bybel hoe mense totaal verander het. Die oomblik as hulle tot bekering gekom het. En een van die mooiste voorbeelde daarvan is die skrywer waarvoor Lukas skryf. Hy skryf vir Theophilus. Hy skryf vir Theophilus. 'n man wat 'n hooggeagte persoon was in die samelewing. En hy skryf vir hooggeagte Theophilus. En as jy die verhaal hoor, dan hoor jy Lukas het alles bymekaar gemaak en hy skryf vir Theophilus want hy wil hom vertel van Jesus Christus, hierdie goed wat hy gehoor het. En dan die tweede wat hy aan Theophilus skryf is Handelinge. En dan skryf hy nie meer hooggeagte Theophilus nie. Hy sê Theophilus. Hoekom? Hy's 'n broer. Hy's 'n broer. Al die titels is weg. As jy kind van die Here is ons medebroers en susters in die Here. Titels is gone. Dan is daar die arm persoon wat instap. Weet jy wat my ongelooflike van die arm persoon? Ek weet nie of jy dit opgemerk het nie. Ek wil hê jy moet gou saam met my kyk, want dis ongelooflik die arm persoon wat instap. In Jakobus. Wie wat wonderlik, die ryk persoon, hy kry net een keuse waar hy kan sit. Die arm persoon kry 2 keuses. Ek kan dink die mense wat dalk hierdie ding gedoen het gesê, ten minste het hy 2 keuses gehad waar hy kan wees. Kyk maar hierdie gedeelte. Vers 3. En julle kyk na die een met die pragtige klere en sê, sit hier op 'n goeie plek en vir die arme man sê julle, staan jy daar of sit jy hier? Skien jy hoor die keuse. Jy het 'n keuse, ouens. Staan jy daar, sit jy hier onder my voetbank. Okay, dit is nie lekker. Maar ten minste het hy 2 keuses gehad. Ons maak dit dan lekker vir die armes in die kerk, hulle het 2 keuses waar hulle kan wees, of hulle staan daar of hulle sit hier by my voete. Ongelooflik dat die kerk van die Here Jesus Christus mense sou kyk na op grond van hoe hulle lyk, hulle status. En moenie vir my sê hierdie is los van jou. Die grootste fout wat jy maak, as jy hierna luister en sê, en die persoon, kom ek sê gou vir jou, as jy in jou hart tot op hierdie stadium gesê het, gelukkig is ek nie so nie, wil ek vir jou sê, dis juist jy. Dis jy. Want hoe minder jy dit agterkom, hoe meer is dit deel van jou. Hoe meer dit 'n stryd in jou lewe is, hoe meer besef jy, Here, hierdie is iets wat ek elke dag in my lewe doen. Ek beoordeel mense op grond van hoe hulle lyk. Ek kyk na hulle klere. Kyk hier na mense se klere. Beoordeel jy mense op grond van hulle klere? Kyk jy na mense wat hoe hulle aantrek, wat hulle het. Maak jy vir jou maats by die skool op grond van hoe hulle lyk. Sien, as elke dag in ons lewens, is dit iets wat ek moet teen fight.
Dis 'n geveg wat ek in my vlees het, want elke dag wil ek mense oordeel op grond van hulle uiterlik, hoe God hulle gemaak het, maar ek kyk nie na die belangrikste nie. Een van die ongelooflikste van hoe God kyk. God kyk anders. Dit is my ongelooflik die verhale in die Bybel, hoe God vir my wys hoe hy kyk. Die verhaal van Dawid is vir my ongelooflike klassieke verhaal hiervan. Dawid is een van 8 broers. En as jy broers het, dan weet jy, daar's 'n rangorde. Jy kies dit nie, jy kom daaraan aan. En dan moet jy weet, klein Dawid, hy is die 8ste enetjie, hy is die kleintjie. Nou Samuel kom, want hy het 'n opdrag van die Here, daar moet 'n koning gesalf word. En hy weet in wat sy familie dit moet gedoen word. En hier kom Dawid aan, in hierdie familie. En dan sien hy sê vir die pa, hierso stuur vir my jou seuns, dat ek hulle kan sien. Want die Here wil vandag iemand aanwys. En dan sien jy die eerste ou instap. Jy sien hy's nou en dan, wel hy's baie min uit die gym uit. Jy kan sien hy spiere bult. Daai ou stap stadig van die bene skuur te mekaar. Hy kom ingestap. Samuel kyk na hom en hy sê, wow, dis definitief die een wat die Here gekies het. Eliab. En dan sien die Here vir hom. Nadat hy sê, toe hulle inkom en Eliab sien, dink hy, dis nou Samuel. Gewis, hier staan voor die Here sy gesalfde. Vers 7. Maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie. Want ek ag hom te gering. Want nie wat die mens sien, sien God nie. Want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart. In die kerk van die Here Jesus, behoort dit nie so te wees nie. Ons moet mense sien aan hulle harte. Mense se harte moet belangrik wees. Ons grootste bekommerd is, as daar ryke inkom of 'n arme inkom, Here mag hy Jesus Christus ontmoet. Een van die klassieke verhale vind ons in Markus 12. Markus 12 vers 42. Dit is so 'n mooi verhaal. Dit is 'n arm weduwee. Het gekom en 2 lepton wat saam 'n kwadrant werd is ingegooi. Nou jy weet wat daai geldstukke is. Dit beteken maar net, daai geldstukke van daar het betekenis 'n dag se loon. Sy het gekom en met 'n dag se loon by haar gehad. Hy het sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, ek kan Jesus sien, kan jy hom sien? Hy is opgewonde. Hy sê vir sy disippels, kom kyk. Kom kyk. Kom kyk hier. Klein vroukie, 'n weduweetjie, het haar dag se loon gevat en sy het dit daar in die boks gegooi. Hy het sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, amen. Ek sê vir julle dat hierdie weduwee wat brandarm is, meer ingegooi het as almal wat geld in die offergawekis gegooi het, want almal het uit hulle oorvloed ingegooi. Maar sy het ten spyte van haar behoeftigheid alles ingegooi wat sy gehad het, haar hele lewensonderhoud. Dit is ongelooflik as jy arm is, en jy is so arm dat jy weet, jy kan nie eers met dit wat jy het, vir jouself sorg nie, so jy gee dit ook vir die Here en sê, Here, jy sal moet sorg. Dis sy. En hierdie vrou is vir die Here so ongelooflik, dat hy almal wil roep, hy sê, disippels, kom kyk man, kom kyk. Kan jy kyk waar het hulle gekyk? Hy sê, kom kyk, julle mis die ongelooflikste. 2 Korintiërs 5 vertel die kind van die Here, kinders van die Here, jy moet hierdie teksvers ken, jy moet hierdie teksvers naby jou hou, as jy kan, skryf dit daar weer op jou yskas, hierdie teksvers, asseblief kyk na dit, so mooi, maak ons by ons loop daarby, 2 Korintiërs 5,
2 Korintiërs 5 vers 14. Die liefde van Christus dryf ons, omdat ons tot insig kom het, dat indien een vir almal gesterf het, almal dan gesterf het. Daai is 'n amazing teksvers, kan nie nou daarop ingaan nie, maar dit is so mooi. Dan sê hy, en hy het ter wille van almal gesterf, sodat die wat leef, nie meer vir hulle self sal leef nie, maar vir hom ter wille van hulle gesterf het en opgewek is. Gevolglik ken ons van nou af niemand meer na die uiterlike nie. Selfs al het ons Christus eens na die uiterlike leer ken, ken ons hom nou nie meer so nie. Daarom as iemand in Christus is, sy nuwe skepping, die ou dinge het verbygaan, kyk, hulle het nuut geword. Dis die ongelooflike, ek het saam met Christus gesterwe, ek leef nie meer nie, die fisiese is vir my dood, elke nou en dan ontdek ek die fisiese wil weer opstaan, en dan vat ek my byl en dan kap kom en sê nee. My fisiese maak ek dood. Hoekom? Want ek het saam met Christus gesterwe. En omdat ek saam met hom gesterf het, nou leef ek nie meer soos die wêreld nie. Nou oordeel ek nie meer mense op grond van hulle uiterlike nie. Want ek is 'n nuwe mens. Ek wil afsluit. Daar's 'n vrou in die Bybel. Wat is jy vir haar gesê het? Sit jy hier by die voetbank? Sy sê graag dit wou gedoen het. Daar's 'n partytjie in die dorp. En heel moontlik, as na al die verskillende gedeeltes in die Nuwe Testament na gaan kyk, Simon die Fariseer, wat die partytjie hou, die vader van hierdie vrou. Sy het 'n slegte lewe gelei. Simon hou 'n partytjie vir Jesus. En hy gee geen van die normale gebruike van verering doen hy vir hom. Terwyl Jesus sit, kom 'n vrou ingestap. En Simon die Fariseer, wat van malaatsheid genees is, en baie dankbaar behoort te wees, sien die vrou instap, en sy kom en sit by Jesus se voete. En sy huil. Met die trane wat drup op sy voete, vat sy hare, sy was dit. Die vuil voete van Jerusalem, sy was dit met hare. En toe salf sy dit. Sy salf dit met 'n jaar se salaris, sy geld. Die reuk vul die plek waar hulle bymekaar is. En sal later sy weer hoor van hierdie vrou. Hierdie vrou op 'n stadium is sy en haar suster ook bymekaar en haar suster werk in die kombuis. En waar vind jy haar? By die voete van Jesus. En Simon sê in sy hart, as die Here geweet het wie sy is, sou hy dit nie toegelaat het. Jesus sê vir hom, by jou tuis gekom, al die normale dinge wat jy behoort te doen aan 'n gas, het jy nie vir my gedoen nie. Kyk na hierdie vrou. As 'n groot deel van dit wat ek vir jou wil vertel in hierdie oomblik en hierdie oggend. Jesus, kyk na hierdie vrou. En wie is sy? Sy is 'n koningskind. Sy is 'n koningskind. Dit is so ongelooflike van kinders van die Here. Ons is koningskinders. Party van ons lyk op aarde nie te goed. Party van ons het nie die geriewe wat ander het. Maar een ding is verseker. Ons is broers en susters in die Here. En wee jou, as jy na een van die Here se kinders kyk en afkyk na hulle.
En dan kyk ons na die wêreld, die skepsels van die Here. Die manier hoe jy elke persoon daar buitekant in die wêreld hanteer, hoe kyk jy na hulle? Hoe sien jy hulle raak? Wat sien jy eerste? Sien jy swart? Sien jy wit? Sien jy bruin? Sien jy Indiër? Sien jy wat hulle aan het? Sien jy wat 'n voordeel hulle vir jou kan wees? Of terwyl jy hulle sien, is die grootste gebed van jou hart. O Here, mag hierdie persoon Christus in my lewe sien. Amen. Ja, Here, elkeen van ons kan vanmôre bely in ons eie lewens. Dis nie iets wat ons 100 jaar terug gedoen het nie, dis iets wat ons nog elke dag doen. O Here, ons haat hierdie vlees van ons, wat die heeltyd mense wil beoordeel op grond van hulle uiterlik. O Here, mag dit sterwe in my. Here, mag ek elke dag daarteen beklei. Mag ons mekaar vermaan, as ons ooit enigiets sê, enigiets doen teenoor iemand, en hulle neerkyk op hulle, mag ons mekaar teregwys, en sê, mag dit nooit wees nie. O Here, mag die grootste lof, die grootste begeerte van ons harte, mag dit wees om U heerlikheid te besing. O Here, die heerlikheid van 'n mens is niks. Dis gegee deur U, dis deur U bepaal. Maar Here, ons as die kinders het 'n smagting na U heerlikheid. Here, U het in ons lewens kom woon. U het kom woning maak. Ons is 'n heilige tempel. Here, so woon U ook in my medebroer en suster se lewe. Mag ons mekaar eer. Mag ons mekaar lief hê. Mag ons vir mekaar sorg. Ons bid dit in U naam. Amen.